En Ink Luisterstories bied aan. Moet nie vir jou moetswillig hou met my nie. Jy weet wat ek wil weet. O, jy meen nou die nuwe bottelier van Botasberg. En die feit dat 1 maand nou al 2 is, en dat het lyk of hierdie malperk van jou toerybaar is. Jakkie, ek het kanker. Ek moet vir Fransie sê, ek weet nie hoe nie. Wil jy nie maar vir haar sê nie? Dit moet van u afkom. As sy dit elders moet hoor, maak dit alles net erger. Hoe gouer hoe beter. Here, moet ek dan nou almal verloor wat vir my dierbaar is? Ek kan nie glo dat u my gaan beroof van die een steunpilaar wat ek nog oor het nie. Gun u my dan niks? Is ek dan so onverdienstelik? Daar sy, gou jou skoene uittrek. Ek gooi jou net liggies toe, reg so. Rus nou maar, nooi van my hart. Die bottelier van Botasberg, skryf deur Sarita Pieterse, episode 5. Goeiemôre Jakkie. Wat is fout? Môre mevrou, waarom dink u iets is fout? Ag, kom nou. Dis nie asof ek en jy 'n belroetine het nie. Ja, mevrou, natuurlik. Dit is Fransie, mevrou. Ek weet nie meer watter kant toe met haar nie. Dit is nou al 'n week van u haar vertel het van die kanker. Sy het alle belangstellings verloor. Dwaal soos 'n gees hier rond. Eet nie, slaap sleg. Ek moes al haar afsprake skuif na volgende week toe. Dis net of sy nie haar kop wil optel om aan te gaan nie. Moet ek nie maar vir haar 'n afspraak maak by die dokter nie? Wag eers met die dokter. Ek is nou daar. Waar is sy? Hier buite op die stoep, opgekrul, in 'n hangstoel. Sy staar net voor haar uit. Dankie Jakkie. Gaan jy maar aan met jou werk. Die gesprek is nie vir jou tere oortjies bedoel nie. Dankie. Ek weet waar is die stoep. Fransie Weber, moet ek jou met die vuis bydam? Wat 'n stoepchankery is dit? My liewe hel, ek hoop nie dit is vir my wat jy so begrawe nie. Anna? Maar jy is siek. Jy het... Kanker, Fransie. Die woord is kanker. Ek het kanker. My donderkind, wie het gepraat van doodgaan? Ek het kanker en ek gaan behandeling kry. En miskien word ek beter en miskien nie. Maar hoekom die hel wil jy my nou begrawe? Lyk dit vir jou asof ek die stryd gaan aanvat sonder 'n fight? Het ek al ooit? So hoekom wil jy nou namens my vrek? Van wanneer af doen ek en jy die gaan lê ding? Anna? Moenie my Anna nie. Wanneer laas was jy by die stal? Ek kan nie hoor nie. Sê, wanneer sê jy? Nog nie die week nie. So, moet God water nou maar net oor God se akker loop. Wat sou jou oupa sê as hy jou nou moet sien? Ja, Anna, ek hoor. Maar jy besef nie. Besef nie wat nie, kind, dat jy jou nou in 'n hoopie sit en bejammer en dat die siek spul nou vir jou lekker raak. Word wakker, Fransie.
Ag, Hayden, Anna, jy's reg. Jemel, wat het ek gedoen? Niks nie. Dit is die probleem, as jy my vra. Ja, Anna, maar wat as... Ja, Fransie, wat as? Dit is iets wat vir ons algaar een of ander tyd voorlê. Wie is ek en jy om die Skepper se groot plan te bevraagteken? En in elk geval, moet ons nie juis dan voluit leef nie. Moet ons dit nie in elk geval doen nie. Fransiekie, hierdie was nou genoeg. Nou gaan verf jy jou lippe en trek jou gemoed reg en kom help my om hierdie monster aan te vat. Sal jy? Asseblief. Dit is reg, Anna. En dankie. Jy besef nie wat jy vir my beteken nie. Ja, toe, genoeg nou van die trane. Gaan doen jou ding. Goed, verskoon my net gou. Mevrou Cronje, baie dankie. En jy, meneer, die bottelier van Botasberg. Hoe lank wil jy nou nog so sit en verstik in jou eie oordentlikheid? Ekskuus? Ja, dis van al die askiesvraery dat ons nou sit waar ons sit. Dis van boggerol doen dat boggerol gebeur. Hoe lank wil jy nou nog so op die kantlyn staan en kwyl? Of weet jy nie hoe om te vry nie? Anna? My jene, dat ek jou nou moes kwaad maak om my op my voornaam te noem. Die gemevrouery krap my gat al van dag 1 af. Jy lyk vir niets so geskok. Jy kort 'n plan. As ek jy is, gaan strategeer ek so 'n bietjie met myself. Baie dankie, Anna. Sien jy hoe nodig het ek jou? Jackie, sal jy reël vir 'n ekstra plek aan tafel? Anna, jy eet sommer saam. Seker, juffrou. Ek maak so. Verskoon my asseblief, dames. Totsiens, Anna. En dankie. Jackie, Juffrou? ek wil vir haar kamer inrig. Hier op die plaas. Sodat ons haar hier kan versorg as... Dit is 'n uitstekende idee, juffrou. Laat dit aan my oor. Ek ken iemand wat baie goeie werk kan doen. Dankie, Jackie. Reël dit asseblief so gou moontlik. Ek gaan inkruip. Lekker slaap. En Jackie, dis Fransie. My naam is Fransie. Nie juffrou nie. Dit is goed so. Nag, Fransie. Goeiemôre. Jy is vroeg uit. Kom. Ek trek vir jou 'n stoel uit. Jou ontbyt is amper gereed. Daar's 'n paar sake wat ons na ontbyt moet bespreek. Dankie. Dit ruik heerlik. Ek is lekker honger vanoggend. Ek sou so dink. Wag, ek draai net gou die spek om. Hy het sy uniform verruil vir 'n denim en 'n kortmou. Jenne, mag 'n man so onbetaamlik goed lyk in 'n denim? Fransie, skaam jou om die man se onderlangs te beloer. Kyk vir die soutpot. Kyk vir die soutpot. Hy is daarom sag op die oog, selfs met die littekie. Wonder daarom wat het gebeur. Soutpot, Fransie. Daar sy. Jou ontbyt, madam. Jackie, dankie. Maar as jy so aangaan, lyk ek een van die dae soos een van die jerseys. Nooit is te nimmer. Maar, selfs al gebeur dit, sal jy steeds die mooiste vrou in die Stofberg, Botasberg omgewing wees. Ja, toe. Vleital bring jou net so ver. Wat wou jy bespreek? Daar was 'n paar van jou afsprake verlede week wat ek moes skuif. Een daarvan was met die boekhouer op Middelburg. Hy het weer gebel en gesê dis nogal dringend. Jy sien hom vanmiddag 3 uur. Ek hoop nie sy het probleme nie. Alles verloop dan so goed. En dan is daar ook die vergadering met Lourens, die man wat ek laat kom het vir Anna se kamer.
sodat jy gemoedsrus daaroor kan hê. Jackie, dankie vir al jou moeite. En jammer vir die ongerief van verlede week. Alles in die hak, gaan maak jy so lank klaar. Jy moet nog Middelburg toe. Jackie, waar is jy? Ek het nuus. Hey, stadig nou. Amper trap jy op my kersie tomaties. Kom sit hier op die bankie voor jy verwoesting pleeg, dan vertel jy my. Jy lyk nie so slegte nuus nie. Hierso. Ek het vir jou 'n paar afgespoel in die lyfhoortjie. Dankie. Heerlik. Is daar iets wat jy nie kan doen nie? Evenwel, ek het inderdaad goeie nuus. Die boekhouer sê my sake lyk goed. Eintlik te goed. Hy het voorgestelig brei uit. Jy weet, gaan 'n paar groot uitgawes aan en verhoog my bates. So ek het vir jou 'n proposisie. Ek luister. Ek loop nou al lank met die idee. Wat as ons die suiwelaanleg met die toerisme kombineer? Toere deur die aanleg, restaurant met eie unieke disse en 'n gastehuis. Baie eksklusief. Net vir beperkte aantal gaste. Tipe van 'n butiek gastehuis. En wie beter om dit te bestuur as jy? Ten minste sal al jou opleiding en kennis daar meer tot sy reg kom as hier. In elk geval is dit mos alles hier reg langs mekaar, so jy kan oor beide oogie hou. Toe, wat sê jy? Ek is selfs bereid om jou aandeelhouer te maak. Dankie vir die aanbod, juffrou. Ek kan ongelukkig nie daarvan gebruik maak nie. Verskoon my asseblief. Ek het werk wat wag. Jackie, wat is fout? Jy lyk of jy 'n spook gesien het. Is dit iets wat ek gesê het? Jackie, waarheen gaan jy nou? Ek verstaan dit nie, Anna. Soos handomkeer sê ek jou. Maar wat gee ek om? Stadig nou, Fransie. Vind eers uit wat hom so ontstel het. Anna, hy kan Zanzibar toe ry op 'n vark se rug vir al wat ek omgee. Ek het hom nie nodig nie. Nog al die jare sonder hom klaargekom. Hierdie projek sal ek ook alleen deursien. Ek verstaan nie, Anna. Net voor dit het hy 'n paar kersie tomaties in my hand gesit. So sag, terwyl hy vir my kyk met oupa oë. Dis hoekom ek sê, vind eers uit. Daarom nie Zanzibar toe nie. Nee, Anna, daarom nie Zanzibar toe nie. Jy het geluister na episode 5 van die Bottelier van Botasberg. Die rolverdeling in hierdie episode was soos volg. Die rol van Fransie is vertolk deur Marie Eberson, terwyl Anna deur Karen Loots vertolk is. Die rolle van Jackie en Koffie is beide vertolk deur Pieter Viljoen. Die Bottelier van Botasberg is geskryf deur Sarita Pieterse en vervaardig deur In Ink Luisterstories.